Baie hartlik welkom aan jou by hierdie geleentheid. Soos altyd is dit vir my 'n wonderlike voorreg om in die volgende paar minute saam met jou die Here se woord te oordink. Ons kom so pas uit Pinkster en daarom wil ek graag vandag by die Pinkster boodskappe aansluit. Wanneer ek met jou praat oor die disippels van die Here Jesus se lewe voor die uitstorting van die Heilige Gees en hulle lewe na die uitstorting van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om U te kan aanbid as die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En vir ons is dit net wonderlik om deur die loop van ons lewe te beleef hoe dat U in elkeen van ons se lewens ingekom het deur Jesus ons verlosser en ons kom nuut maak het deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Dankie dat U vir ons wonderlike beloftes gegee het. In Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. As U vir ons sê dat U nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En in 1 Johannes 4 vers 4 beloof U vir ons dat die Gees van God wat binne in ons woon is kragtiger as die Satan wat in die wêreld werksaam is. En daarom wil ons graag nou met 'n verwagting luister na wat U op die hart het, in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag saam met jou lees Handelinge 2 vers 1 tot 4. Die dag toe die Pinkster aangebreek het, was sy disippels almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Die een uitstaande kenmerk vir my rondom die uitstorting van die Heilige Gees was die verskil wat dit gemaak het in mense se lewens. En ons sien dit duidelik in Jesus se disippels se lewe. Die disippels voor die uitstorting van die Heilige Gees was heeltemal ander mense as die disippels na die uitstorting van die Heilige Gees. En hierdie kontras tussen oud en nuut tref my opnuut ook in hierdie boodskap. Ek wil graag verwys na 3 sleutelaspekte wat vir ons hierdie kontras voor en na die uitstorting van die Gees in die disippels se lewe illustreer. Die eerste sleutelaspek wat vir my uitstaan, wil ek noem van vrees tot vrymoedigheid. As ons na die evangelies gaan kyk, na Matteus 26 vers 56, dan sien ons hoe dat die disippels die aand toe Jesus gevange geneem is in Getsemane, almal met vrees en verwardheid weggehardloop het en vir Jesus stoksiel alleen agtergelaat het. Ons sien ook hoe dat Petrus kort daarna vir Jesus verloon as een van die diensmeisies vir hom kom sê, jy is mos een van hulle wat saam met hom was. En dan gebruik Petrus eintlik 'n kragwoord om te ontken dat hy ooit vir Jesus geken het. Na die uitstorting van die Heilige Gees, dan sien ons in Handelinge 2 vers 14 tot 41 hoe hierdie lafhartige vreesbevange Petrus skielik 'n kragtige preek gee waarby oor die 3000 mense hulle lewens aan die Here Jesus Christus gegee het. En deel van hierdie boodskap was dat hy met krag verklaar het, hierdie Jesus wat julle laat kruisig het,
God het hom weer uit die dood uit laat opstaan. Die tweede sleutelaspek wil ek so definieer, van onkunde na openbaring. Voor die koms van die Heilige Gees, sê Lukas 18 vers 34, het die disippels nie verstaan wat die Here Jesus op aarde kom doen het nie. Hulle het hom as 'n politieke bevryder gesien wat hulle sou vrymaak van die Romeinse owerheid. Jesus het sy bes probeer om vir hulle te sê dat hy nie vir hierdie doel gekom het nie, maar om mense wel te kom vrymaak, maar vry te maak van hulle ou sondige natuur. En daarom het hy aan die kruis van Golgotha kom sterf. As ons kyk na Markus 9 vers 34, dan sien ons net hoe dat hierdie disippels in totale onkunde leef, as hulle wêreldse gedagtes het oor wie van hulle nou die belangrikste is in Jesus se teenwoordigheid. Na die koms van die Heilige Gees, dan sien ons hoe dat hierdie disippels skielik in Handelinge 2 eendragtig vanaf vers 14 onder leiding van die Heilige Gees die mense toespreek en aanhaal uit Joël 2 uit, waar daar staan, so sal dit in die laaste dae wees, sê God, ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Skielik, na die uitstorting van die Heilige Gees, maak die profeseë van die Ou Testament sin en kan die legkaart van die Ou Testamentiese profeseë wat in die Nuwe Testament in vervulling gegaan het, in die koms van Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees, aan die mense verduidelik word. En skielik besef die disippels na die uitstorting dat God 'n groter plan het met elkeen van ons se lewe en dit begin uitleef deur geloofsonderskeidende vrae te vra, omdat die Heilige Gees vir ons die onderskeidingsvermoë gee om die regte vrae te vra en die regte antwoorde daarop te gee. En dit bring my by die derde sleutelaspek, wat ek wil definieer as van passief na aktief toe. Voor die koms van die Heilige Gees, sê Johannes 21 vers 3, het die disippels na die kruisiging van die Here Jesus teruggegaan na hulle eie werk wat hulle voorheen gedoen het om te gaan visvang. Ten spyte van die feit dat die Here Jesus hulle 3 jaar opgelei het om sy hande en voete te wees. Ons lees hoe dat hulle doelloos gewag het in die bovertrek, onseker oor die volgende stap wat gaan gebeur. Na die koms van die Heilige Gees, dan lees ons in Handelinge 3 vers 6, hoe dat die disippels begin dien met die gawes wat die Heilige Gees vir hulle gegee het. Ons lees van genesingswonders, ons lees van ander wonders. Ons lees ook in Handelinge 17 vers 6b, dat hulle skielik in die hande van die Heilige Gees instrumente geraak het, waardeur die wêreld rondom hulle verander is. En ek lees wat hier staan, dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring. Mense wat totaal en al passief was, toe hulle saam met Jesus beweeg het, wat nou aktief deelneem aan God se plan met hulle lewe. En dit bring my by die samevatting. Ek het by myself bietjie gaan dink, watter beeld wat ek en jy goed ken, demonstreer vir ons die proses van transformasie. En ek het gedink aan die hele metamorfose proses van 'n rispe tot 'n skoenlapper. Die rispe is vas in die aarde, so half vas aan sy ou natuur, dis waarvan dit vir my simbool is, met min beweegruimte. En
met min drome vir die toekoms. En dan kom die papiestadium. En tydens die papiestadium is die rispe besig om te sterf aan homself, as simbool daarvan dat ek en jy ook moet sterf aan ons eie ek en ons ou lewe. En in hierdie proses van sterf kom daar nuwe lewe na vore. En voordat die papie homself kan kry, dan begin die skoenlapper sy vlerke beweeg en uit die kokon uitklim as 'n simbool van nuwe lewe, van transformasie, van iets wat Galasiërs 5 vers 25 en 26 vir ons sê. Laat die Gees nou julle gedrag bepaal. Wandel deur die Heilige Gees. En dit bring my by die uitdaging van die pragtige Johannes 7, daar vanaf vers 37, waar die Here Jesus vir elkeen van ons uitnooi. Op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en hardop uitgeroep: as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys. Want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. My uitdaging aan jou is, en ek wil dit graag met 'n vraag stel. Het jy al van die ou sondige natuur af toegelaat dat die Here Jesus Christus jou verlosser is en deur die rispestadium beweeg, deur die kokonfase beweeg, waar jy toegelaat het dat die Heilige Gees op die agtergrond stelselmatig jou en my lewe verander en ons laat afsterf aan die ou sondige natuur, die eie ek, sodat daar nuwe lewe in jou en my na vore kan kom, sodat strome van seën uit ons binneste kan vloei en ek en jy waardige instrumente in die Here se hande kan wees om hierdie wêreld te transformeer terug na sy oorspronklike plan. Mag dit waar wees van my en jou lewe, dat ons elke oomblik vanuit die vrug van die Gees, wat reeds deel van ons lewe is, begin lewe. In Jesus se naam. Amen.